Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag 24 September, Koffiekuier 885. En ja, dit is Nasionale Erfenisdag. Nou, Erfenisdag in ons Suid-Afrikaanse konteks het ons nou ontstaan vanuit 'n bepaalde geskiedenis. Dat ons gesê het, post 94, ons is 'n land waarin hoeveel verskillende etniese groepe leef en ons moet leer om mekaar te waardeer, mekaar te vier. En daarom het Erfenisdag eintlik ontstaan as hierdie geleentheid waar ons verskillende kultuurtradisies vier en dit onthou, waar ons vandaan kom. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit sal doen en dat ons juis ook sal leer van ander wat uit 'n ander kultuur, uit 'n ander tradisie uitkom en kan vra, maar hoe kan ons die pad saam vorentoe loop? Nou, met dit in gedagte wil ek so 'n bietjie aansluit by ons reeks oor die seisoen, die skepping, waar ons dan ook juis Sondag gesê het, ons moet die rykdom van 'n eenvoudiger lewenstyl opnuut weer ontdek. Ons moet op 'n manier leer wat is 'n eenvoudige lewe, juis as 'n stuk verantwoordelikheid saam met God teenoor ons geslag, ons nageslag wat mag kom. En nou is dit maar so, vriende, dat meeste van ons wil graag vir ons kinders en ons kleinkinders 'n goeie nalatenskap gee. Ons wil graag vir hulle iets gee wat hulle ons kan onthou, wat vir hulle die lewe bietjie beter maak, makliker maak. En meestal dink ons vanuit geld, finansies, eiendom, daai goed oor 'n nalatenskap, oor wat in jou boedel is op die ou end. Maar dit gaan natuurlik oor baie meer as dit. Want ons erfenis wat ons aangee gaan ook oor jou waardes wat jy het as mens. Ons het al daaroor gepraat, daai ding van Karsten se maak nie so nie, of tree nie so op nie, 'n Botha doen nie dit nie, of sê nie so nie. So, watter waardes dra jy oor aan jou kinders en jou kleinkinders en agterkleinkinders? Wat is jou identiteit wat jou bou en jou vorm? En dis die goed wat ook deel is van ons nalatenskap. Natuurlik ook geloof, né? Ons verhouding met God. Nou, iemand het gesê, God het nie kleinkinders nie, hy het net kinders. En dis waar, maar die basis, die fundament wat ons lê in ons gesinne en vanuit ons verhouding met die drie-enige God, word daar tog ook sekere voorbeelde gestel wat baie keer dikwels oorgedra word na kinders en kleinkinders toe om te sê, God is die verbondsgod en daarom wil hy ook met julle pad loop. Nou, as 'n mens nadink oor 'n erfenis, dan is daar natuurlik 'n hele klomp tekste in die woord van die Here wat daaroor praat, maar ek wil vanmôre met jou een kort versie uit die Bybel uit deel. Dis 'n sinnetjie, net een sin. En hoor hoe eindig hierdie sin. Dit sê, met sy kinders gaan dit goed. Met ander woorde, daai nalatenskap is 'n goeie nalatenskap. Dit gaan goed met sy kinders. Dit is tot hulle voordeel. Maar nou is die triek, wat lê voor dit? Wat is die eerste deel van hy sinnetjie? En dis in Spreuke 20, vers 7, wat ons hierdie woorde lees. Wie reg doen en eerlik lewe, met sy kinders gaan dit goed. Vriende, en ek hoef ons nou vanmôre eintlik nie veel daaroor te sê nie. Die Here leer vir ons deur sy gees en vanuit sy woord, dat iemand wat reg doen die regte goed, omdat God dit van hulle gee, dit van hulle vra, dit vir hulle moontlik maak. Dis om met die goed besig te wees wat God wil hê, jy moet besig wees. En eerlik lewe gaan oor 'n lewe van integriteit, 'n lewe wat sê, my practice en preach is dieselfde ding. Dit wat ek op 'n Sondag in die kerk leer en bely, dit kom ook in my lewe van Maandag tot Saterdag na vore. Dis iemand wat met 'n stuk eerlikheid en integriteit voor mense leef. En die Spreukedigter kom sit hierdie twee goedjies bymekaar en sê, wie daai regte dinge doen omdat God dit van ons vra, en eerlik met 'n stuk integriteit lewe, met so 'n persoon se kinders gaan dit goed. So, as ek en jy op Erfenisdag wil sê, wat laat ons nou vir die geslagte na? Hoe gaan ons 'n nalatenskap, 'n legacy gee? Dan sê die Spreukedigter vir ons, lewe voor God. Leef met 'n stuk eerlikheid en 'n stuk integriteit volgens die wil van die Here. Deel daarvan is natuurlik mos nou om ook te vra in aansluiting by ons tema, hoe leef ek so dat ek inderdaad 'n aarde kan gee vir my kinders en kleinkinders nog, dat daar iets oor is vir hulle om te geniet. Hoe werk ek met die bronne wat ek het, die finansiële hulpbronne, maar ook die natuurlike hulpbronne. Hoe gaan ek daarmee om met verantwoordelikheid sodat daar 'n erfporsie is?
Hoe gaan ek in my geloofslewe by my kerk om, sodat daar nog iets vir my kinders oor is? En vriende, ek moet dit tog sê, ek wonder baie keer hoe mense dink oor, as ek nie betrokke is by gemeente nie, as ek nie help bou in die gemeente en die koninkryk op daai manier nie, maar hulle wil hê hulle kinders moet dit hê. Dit werk mos nie so nie. Ek wil dit waag om te sê, ek is versigtig om dit te sê, maar daar's 'n generasie wat kerk los en kerkloos geraak het, wat op 'n dag baie spyt gaan wees, as daar nie meer vir hulle kinders en kleinkinders kerke is, waarin die Here aanbid word en gedien word nie. Maar nou begin ek op 'n sideline preek sommer. Op erfenisdag, kyk 'n bietjie, vier dit wat God vir jou gegee het, vir jou as 'n erfporsie aangegee het, van pa en ma en oupa en ouma en die geslagte voor dit af. Dink aan die ouens wat oor geslagte en op plase wat in die familie se boer, kyk dit in die oë, sê dankie vir die Here daarvoor, eer hom, vier dit, geniet dit, maar doen dit so, dat dit nog vir geslagte oorgedra kan word. Die skat wat ons het vanuit ons eie kultuur, tradisies, of jy Xhosa of Zulu, of Sepedi, of Afrikaans, of Engels, waar ook al, maak nie saak nie. Vier jou identiteit, vier dit waarvan af jy kom, maar bou in 'n nuwe nagelatenskap, in iets nuut wat jy kan oordra na jou kinders en kleinkinders toe, waarop hulle kan trots wees, omdat hulle ook, volgens Spreuke 20 vers 7, doen wat reg is en eerlik lewe. Hoop hierdie gedagtes help jou so 'n bietjie op erfenisdag. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons ook vandag kan vier. Dat ons kan terugdink aan waar ons vandaan kom en wat vir ons belangrik is, wat ons karakter vorm, ons identiteit is en hoe ons veral as gelowiges dan, Here, van U afhanklik leef elke dag. En daarom is my gebed, Heilige Gees, dat U dan juis ook vir ons sal help om altyd daarna te strewe, soos wat die Spreukedigter sê, dat ons die regte goed doen, dit wat U wil hê ons mee moet besig wees, en dat ons met eerlikheid en integriteit leef, sodat dit met ons kinders en kleinkinders en agterkleinkinders goed kan gaan. Vader, ons eer U vir U wonderlike liefde, ook in hierdie verband. Dankie dat ons dit mag bid, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike erfenisdag verder dan nou, met hierdie gedagtes van wat laat ek en jy na, ook aan ons kinders en kleinkinders, mag jy dit vier. Ek en Jean-Marie en Marie-Louise gaan ons die regte Afrikaanse tradisie van braai natuurlik doen, maar met 'n snoekie hier by die see. Mag jy wat jy ook al doen geniet. Ons gesels Vrydag dan oor ons volgende tema, so inleidend, waar ons dan nou juist sê, wie werk ons as ons dink oor aardesorg en die erfenis wat ons nalaat ook verander. Geniet jou koffie en 'n mooi dag verder vir jou.